Bybel sê vir ons Matteus 26 vers 19, daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het en hulle die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Geliefdes, Jesus sy hele aardse lewe was daarop gerig om die Vader aan ons te openbaar. Johannes 1 vers 18 sê Jesus, niemand het God ooit gesien nie. Maar die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, hy het hom verklaar. Die Passion Translation lees soos volg, hy sê, no one has ever gazed upon the fullness of God's splendor, except the uniquely beloved Son, who is cherished by the Father and held close to his heart. Luister mooi. Now, he has unfolded to us the full explanation of who God truly is. Jesus het gekom om vir ons deur sy lewe elke wonderwerk, elke woord, elke optrede, om vir ons te kan sê wie die Vader werklik is. En die nagmaal aan die einde van Jesus se lewe, is die laaste geleentheid wat hy saam met sy disippels spandeer het en geëet het. Kom Jesus en hy gee basies in die instelling van die nagmaal, gee hy 'n samevatting vir 'n laaste keer. Dis amper, ek kan amper sê, hy gee 'n opsomming vir sy disippels van wie die Vader is. Elke keer as hulle daarna aan tafel was, is hulle geloof versterk in wie die Vader was. Markus 16 vers 14, later het hy aan die 11 verskyn toe hulle aan tafel was. Nadat Jesus weg was, nadat hy gesterf het en opgestaan het, het die disippels steeds by mekaar gekom en aan tafel gegaan om die nagmaal te gebruik. En terwyl hulle daar aan die tafel gesit het, is hulle herinner aan wie die Vader was. In daardie oomblikke wat hulle onseker was van, hulle het nie geweet, waar is Jesus, wat gaan gebeur nie. Party het gesê dat hom gesien, ander was nog nie seker nie, want Jesus het nog nie aan almal van hulle op daardie oomblik weer verskyn nie. Maar as hulle aan tafel was, het hulle onthou wat Jesus gesê het. Daardie laaste nagmaal, daardie laaste Pasga wat hulle gehou het, wat Jesus die nagmaal ingestel het, het hulle onthou wie die Vader was. Aan die nagmaaltafel openbaar Jesus die hart van die Vader. Daar aan die nagmaaltafel kom Jesus en hy sê vir sy disippels, dis hoe die Vader se hart lyk. In 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as verlossing vir ons sonde. En toe Jesus saam met sy disippels aan tafel was, sê hy Matteus 26 vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood,
En nadat hy gedank het, breek hy dit en ek wil hê jy moet sien. Dis die enigste keer wat Jesus met sy disippels werklik net 1 tot 1 gepraat het. Sonder vergelykings, sonder stories. Dis die laaste oomblik wat hy die Vader hulle openbaar. En hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet die hart van die Vader sien. Want hierdie is my liggaam. Neem, eet julle elkeen daarvan. Jesus kom hier in die nagmaal en hy openbaar aan sy disippels en aan my en jou die hart van die Vader, naamlik die verlossing van die mens. Toe neem hy die beker nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Johannes 14 vers 7 sê Jesus, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien, want ek het hom aan julle geopenbaar. En wanneer die vervolging kom vir die evangelie en vir my naamsontwil, en julle sit aan tafel, roep in herinnering wat ek vir julle gesê het, en onthou die hart van die Vader, en dat het nooit sal verander nie. Johannes 17 vers 6 sê Jesus, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het aan my gegee en hulle het die woord bewaar. Ek het u naam geopenbaar. Aan die nagmaaltafel, elke ding wat Jesus gedoen het en elke ding wat Jesus gesê het, was 'n openbaring van wie die Vader is, die naam van die Vader, die karakter van die Vader. Hy kom hier en sy disippels sit saam met hom en hulle het gehoor hy gaan sterf en nou is hulle onseker wat gaan gebeur en Jesus sê net voor ek gaan, kom ons recap net gou. Kom ons doen net gou 'n hersiening van wat ek die afgelope 3,5 jaar vir julle geleer het van wie die Vader is. En as julle binne 'n paar dae onseker en bang is en julle my almal verlaat het, maar julle sit aan die tafel, onthou die hart van my Vader. In die nagmaaltafel openbaar Jesus die wil van die Vader. Hy kom eers en wys die hart van die Vader, dat hy die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat sy liggaam gebreek kan word en sodat sy bloed versoening kan bewerkstellig. Dis die hart van die Vader, dis die liefde van die Vader. Maar Jesus openbaar ook die wil van die Vader. In Johannes 6 vers 43, toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het dit vir julle gesê dat julle my maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Want ek het in die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar het opwek in die laaste dag. Dit is die wil van hom wat my gestuur het, elkeen wat die Seun aanskou en hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus kom in die nagmaaltafel en sê vir sy disippels, hierdie is my liggaam. Dis die ware brood. En elkeen wat aan my glo, sal my liggaam eet en my bloed drink. En daarin is die ewige lewe. Die Bybel sê, toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. Elke een. Hy sê nie een wat aan my gegee is, sal verlore gaan nie.
Elkeen was saam met hom aan tafel. Dan sê Jesus, Johannes 17, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek in die naam bewaar, oor die wat jy my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van verderf, sodat die skrif vervul kan word. Net Judas het gekies om nie in Jesus te glo op daardie stadium nie. Maar Jesus toon die wil van die Vader en die redding van die wêreld daarin, dat nie een van hulle wat saam met hom aan tafel was, verlore sou gaan nie. Aan die nagmaaltafel openbaar Jesus die doel van die Vader. Hoekom Jesus gekom het. 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Daar aan die nagmaaltafel sê Jesus vir sy disippels, want dit is my bloed, die bloed van 'n Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot die vergifnis van sonde. Geliefdes, die krag van die vyand, die gesag van die vyand lê in sonde. Maar Jesus sê vir sy disippels, dis die doel van die Vader. Hy het my gestuur om die werke van die vyand tot niet te maak. En hy sê vir hulle, hierdie is my bloed in die Nuwe Testament wat vir julle gestort word tot die vergifnis van sonde, sodat die vyand geen reg meer op julle het nie. En elke keer as julle saamkom en aan tafel gaan en van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, onthou dat julle losgekoop is, dat julle sonde vergewe is en dat die vyand geen reg meer op julle het nie, net soos hierdie lied ook so duidelik sê. Lukas 13 vers 16 sê Jesus, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Jesus sê baie duidelik vir ons in hierdie gedeelte dat siekte die werk van die vyand is. En dat omdat hierdie vrou 'n dogter van Abraham was, baie meer ons, omdat ons kinders van God is, verlossing ontvang, genesing ontvang, deur die prys van die nagmaal. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede bring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus sê die doel van die Vader was dat ek kom en verbrysel word sodat julle nie verbrysel hoef te word nie. Die doel van die Vader was dat ek gekom het en al hierdie dinge moet deurgaan, dat my liggaam gebreek moet word, dat my bloed moet vloei, sodat daar vrede kan wees tussen jou en God. Ek is van die Vader verlaat aan die kruis, sodat jy nooit deur die Vader verlaat sou word. En elke keer, kerk van die Here, wanneer die disippels en later die Hebreër kerk aan die tafel gesit het hulle onthou wat die hart van die Vader was, wat die wil van die Vader was, wat die doel van die Vader was. En vanoggend sit ons aan die nagmaaltafel en ons sing, raak bewus van waar jy is en raak bewus van wie hy is. En besef dat sy teenwoordigheid in jou lewe maak dat jy op heilige grond staan. Raak net bewus van wie hy is. Hy is vanoggend my geneesheer. Hy is vanoggend die een wat my pyn wegvat. Hy is vanoggend die een wat my liggaam genees. Hy is vanoggend wie hy sê hy is. Lukas 4:18 sê Jesus, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van hart te genees. Die
vyand kom te kom steel, slag en verwoes. Maar Jesus sê onthou elke keer as jy aan die tafel sit, wat ek gekom het, die Vader my gestuur het, om herstel te bring, genesing te bring, in elke area van jou lewe. Aan die nagmaaltafel openbaar Jesus die genade van die Vader. Want alles wat ons het en alles wat ons is net deur genade. Efesiërs 2 vers 4, maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het. Luister na die hart van die Vader. Ook toe ons dood was deur ons misdade lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Raak net bewus vanoggend van waar jy is. Sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. En terwyl hulle aan die nagmaaltafel was, sê Jesus vir hulle in Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Julle is gered deur genade. En elke keer as julle my liggaam eet en my bloed drink, onthou dat die Vader julle gered het deur genade. Dat jy die ewige lewe het deur sy genade. O kerk, raak net bewus vanoggend van wie die Vader is. Romeine 5 vers 17, wat as ten gevolge van die misdaad die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van geregtigheid ontvang in die lewe heers deur een Jesus Christus. Toe Jesus saam met sy disippels aan tafel was, gee hy aan hulle die brood en die beker. En hy sê, neem, ontvang en drink elkeen daaruit. Ek kan vanoggend hierdie nagmaal gebruik sonder om dit te ontvang. Maar ek kan dit nie ontvang sonder om dit te gebruik nie. En vanoggend aan die nagmaaltafel, vanoggend op die plek van heilige grond, sê die Here, ek wil net vir wie vanoggend net bewus raak van wie ek is. Ek wil hom bewus raak van wie jy is in my. Ek wil hom bewus raak van waar jy is. Raak net bewus dat jy sit vanoggend in die teenwoordigheid van die ewige lewe, van die bron van krag, van herstel, van genesing, van lewe. Jesus sê Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot die vergifnis van sonde. Geliefdes, die nuwe verbond is 'n genadeverbond. Die eerste verbond het afgehang van die mense wat kon onthou. Maar Jesus kom aan die nagmaaltafel en hy openbaar net iets van wie die Vader is. En die hart van die Vader. En hy bring aan ons die wil van die Vader. En hy bring aan ons die genade van die Vader. En hy sê, raak net bewus daarvan. So bewus van soveel dinge vanoggend. Bewus van alles wat verkeerd is in die wêreld. So bewus van die politiek reg oor die wêreld en alles wat wie doen ook nogal. Vanoggend sê die Here vir ons net as kinders van sy kinders. Jy sit nou aan my tafel. Raak bewus. Musikante, wil jy gou vir my opkom asseblief? Ons gaan nou die nagmaal gebruik. Ek sal die nagmaaltjie oopmaak. Maak hom so lank oop. Al die musikante asseblief.
Vanoggend wil ek hê jy moet hierdie nagmaal saam met my neem. Vanessa sing vir my daai lied, raak dit bewus. Ek wil hê vir 'n oomblik, doen dit doelbewuslik. Sê Here, maak my net bewus van wie U is. Maak my bewus van waar ek is. Raak net nou bewus Dankie Jesus. van waar jy is. Raak net nou bewus Halleluja. van wie ek is. Ontdek net weer jou plek. Halleluja. En raak bewus van waar jy is. Kyk vanoggend na hierdie nagmaal in jou hand en raak net bewus van waar jy Raak is. net nou bewus Jy sit vanoggend aan die nagmaaltafel. van waar Jy sit jy vanoggend is. saam met Jesus, Raak net saam met die nou 12, saam met die kerk, reg oor die wêreld vandag. Sit jy aan die koning se tafel. Raak bewus daarvan. Ontdek net weer jou plek. Halleluja, Jesus. En raak bewus van waar jy is. Raak bewus van sy bloed wat jou reinig en jou heilig vanoggend. Raak bewus van sy liggaam wat jou genees vanoggend en lewe gee, wat die ware voedsel is, wat vir ewige lewe bring. Raak net bewus. Kom nader na my. Dankie Jesus. En raak bewus van waar jy is. O Here Jesus, dankie vanoggend vir die liggaam. Ontvang geestelike gesag. Vind jou God gegewe doel en raak bewus van waar jy Kom ons neem sy liggaam vanoggend, Here Jesus. Dankie dat ons bewus kan word vanoggend net van die liggaam wat vir ons gebreek is, Here. Sodat ons liggaam vanoggend genees kan word. Dankie vir die liggaam wat gebreek is sodat daar herstel kan kom, Here. Bring herstel vanoggend, Here, soos ons hierdie nagmaal gebruik saam in Jesus naam. Wie ek is, ontdek net weer jou plek. Raak bewus van waar Raak net bewus van sy liggaam vanoggend wat vir jou gebreek is. Deur sy wonde daar vir jou genesing. Deur sy wonde daar vir jou genesing en herstel gekom. Ons staan Halleluja. Die bloed van Jesus is dit wat heilig maak vanoggend. Die Here Dis hier. Halleluja. en waar hy is dit hy. Vanoggend kyk na die bloed van die lam en besef dis nie dit wat heilig maak vanoggend. Dis net die bloed van Jesus. Vanoggend raak bewus van die bloed van Jesus wat vanoggend reinig en heilig vanoggend. Wat vir ons vanoggend toegang gee tot die Vader, dat ons vrymoedigheid voor die troon van genade kan verskyn. Dis net deur sy bloed vanoggend. Dankie Here. En waar hy is dit Here, dankie vanoggend vir die liggaam en die bloed. Dankie vanoggend vir die Gees wat ons bewus maak, Here, van wie U is. Dankie vir die Gees wat ons bewus maak, Here, van die hart en die wil en die doel en die genade van ons Vader. En elke keer as ons van hierdie beker drink en van hierdie brood eet, raak ons bewus van wie U is. En Vader, stuur ons vanoggend weg met hierdie bewustheid. Waar ons ook al kom en wat ons ook al doen, dat ons dit bewus sal wees en bewus sal bly en bewus sal raak van wie U is. En nou gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.